Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Suzan Smit. Sy is 'n klein sake eienaar en die voorsitter van die Swellendam Landbouskou. Suzan, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Môre, julle het my vroeg wakker gemaak vanoggend. Maar ons is bly jy het dit gemaak, Suzan. So vertel ons gou 'n bietjie van die Swellendam skou. Hoekom is dit so uniek en hoe vergelyk dit met ander landbouskoue oor die land? En ons skou is 'n lekker saamkuierskou. Ons het iets vir almal en ek dink wat ons uniek maak is die atmosfeer. Dit is lekker vandat jy instap. Jy kan sien as jy by die hek instap, dan kan jy die hele skou voor jou sien en daar is vir almal iets. En ja, dis 'n visueel baie mooi skou en ons het die lekkerste mense en die lekkerste gemeenskap. So dis net 'n lekker kuierskou en dan is ons so 'n bietjie ernstig as ons by die landboukant kom. Maar daar's altyd 'n fees aan die gang. Nou, vertel ons gou 'n bietjie, daar's hierdie jaar baie klem geplaas op die rol van perde by die skou. Hoekom bly perdeskoue steeds 'n gewilde trekpleister vir boere en vir die publiek ook? Die perdeskou is volgens my die hart van enige landbouskou. Sonder dit ontbreek daar 'n sekere diepte en atmosfeer wat by die skou lewendig maak. Toeskouers kan elke dag iets geniet van dit en dit maak dit een van die mees toeganklike forme van vermaak. My manskou self en daar gaan baie meer in as wat jy sien as die perde vertoon word. Dit vat ure se voorbereiding vir 'n klas en dis vir my regtig baie mooi om te sien hoe dit bymekaar kom in die arena. Die vertoners sit hulle hart en siel in hulle perde en jy kan dit sien in die kwaliteit van die vertoning. En almal word betower deur die perdeskou, of dit nou kinders is wat droom daarvan om self eendag te skou of perdeliefhebbers wat net die kuns waardeer of die besoekers wat net meegevoer word deur die skoonheid. Dit bly spreek tot almal. Nou, die pluimvee afdelings wys 'n groot verskeidenheid rasse en kwaliteit elke jaar. Watter kriteria word gebruik om die kampioene te beoordeel by die skou en hoe belangrik is genetika by daai afdeling? Beoordeling is 'n gestruktureerde en gestandaardiseerde proses. So beoordelaars moet sekere kursusse en eksamens voltooi en slaag voor hulle mag beoordeel. En dit werk op 'n puntestelsel en elke ras het sy eie rasstandaarde waarvolgens hy beoordeel word. So jou puntestelsel werk na 100 toe, so die dier wat die naaste kom aan 100 punte is dan die raswenner. Nou genetika speel 'n kernrol in die proses want teelers teel doelgerig en daar word streng seleksie gebruik om hulle diere voortdurend te verbeter. En dit is baie belangrik om te begin met goeie genetiese materiaal en dan konsekwent volgens die vasgestelde rasstandaarde teel. Susanna, as ons praat nou nog oor die pluimvee, watter verskeidenheid pluimvee gaan ons hierdie jaar kan sien by die skou? Ons skou was reeds gewees, so ons skou weer volgende jaar, maar daar is hoenders, ganse, allerhande waterdiere, so enige geveerdes kan jy daar sien. Dis regtig, dis baie mooi. So 'n aantal, as ons praat oor die aantal inskrywings wat julle hierdie jaar gesien het in vergelyking met vorige jare, was daar meer inskrywings gewees om betrokke te wees by die skou en wat sê dit oor die belangstelling? Ons het elke jaar so tussen 150 en 200 diere. Hierdie jaar was daar so 'n bietjie minder omdat een van ons groot vertoners nie kon bywoon nie, maar gewoonlik is dit 'n redelike vol skou en kinders is verskriklik lief vir deelneem. So ons het baie plaaslike kinders wat hulle hoenders heel jaar voorberei en ja, so ons hoop om volgende jaar weer 'n lekker groot skou te hê, dan sal dit hier rondom die 200 diere wees. So hoekom is dit vir julle belangrik dan nou as die Swellendam Landbouskou om ook die jeug betrokke te kry by die skou?
Wel, dit skep bewustheid, dit leer kinders van landbou en 'n skou is toeganklik vir alle kinders van alle agtergronde, so dit is nie slegs gerig op kinders wat groot word op plase nie. En hulle kan leer en vra en daar is soveel kennis op 'n landbouskou dat ek dink dit is regtig 'n goeie beginpunt vir kinders wat belangstel om eendag betrokke te raak. Susan, ons is nou weer terug by jou, dis ons gas op Grootplaas vanoggend, Susan Smit, sy is 'n klein sake eienaar en ook die voorsitter van die Swellendam Landbouskou. Maar ons gaan nou eers vinnig na die Grootplaas kalender toe. Hulle is 'n bietjie vreemd, nee. Geïnspireer deur Gazoo Racing. Die nuwe Corolla Cross GR Sport. Propvol lewenslus. Val vir ons lae premies. By King Price kry jy meer as net koninklike diens. Jy kry 'n bekostigbare premie wat by jou begroting pas. Dis karversekering wat vir jou werk. Van die koning van versekering, King Price. Ons is geskakel op Grootplaas saam met ons vanoggend is Susan Smit, ons klein sake eienaar en voorsitter van die Swellendam Landbouskou. Ons gesels oor hoekom landbouskoue nog steeds so relevant is. Susan, so hoe dra landbouskoue soos die Swellendamskou spesifiek by tot die bewaring en die bevordering van spesifieke diererasse? Eerstens, dit bied 'n gesagshebbende platform vir teelers om hul beste diere volgens rasstandaarde te vertoon. En dit moedig doelgerigte teeling aan en dit dra by tot die behoud en verbetering van rasgehalte en suiwerheid. En tweedens speel skoue 'n belangrike rol in die skep van bewustheid. Deurdat die publiek en mede-produsente aan verskillende rasse blootgestel kan word, kan hulle leer oor rasse wat dalk skaars is of dalk sou verdwyn het andersins. En dan skep dit ook lekker netwerkgeleenthede, dit skep 'n ruimte vir die uitruil van kennis en die bespreking van genetiese materiaal en verhandeling van diere, wat op sy beurt genetiese diversiteit binne rasse versterk. En die beoordeling van diere volgens rasstandaarde stel 'n objektiewe maatstaf waarteen diere geëvalueer kan word. En dit help om die eienskappe van elke ras te beskerm en rig teelers in 'n verantwoordelike en volhoubare rigting met hul teeling. So, die skou is ook een van die oudstes in Suid-Afrika en dit is definitief 'n pluimpie in julle hoed. Hoe die rol van sulke skou oor tyd verander binne die landboubedryf? Oor die jare het landbouskou baie gegroei. In die verlede is daar meestal gefokus op die kompetisie aspek waar produsente hulle beste diere en produkte kon tentoonstel het en met mekaar meegeding het, en dit het ook 'n belangrike geleentheid gebied om genetiese gehalte te demonstreer en kennis met
ander produsente uit te ruil. Maar vandag is die rol baie groter, want benewens die kompetisie aspek het dit 'n waardevolle platform geraak vir netwerkgeleenthede en die bevordering van die landboubedryf. Produsente kry nou die geleentheid om blootstelling te kry aan die nuutste tegnologie en toerusting en innoverende teelpraktyke. En verder het dit 'n betekenisvolle sosiale rol. Dit bring gemeenskappe bymekaar en skep bewustheid oor landbou en dit bou 'n belangrike brug tussen ons plaaslike en stedelike omgewings. Ek dink jy het so 'n bietjie vinnig daaraan geraak oor hoe die jong mense betrokke raak by die skou, maar nuwe toetreders tot die bedryf, wat kan hulle verwag van die landbouskou af? Ek dink landbouskoue gee jong en opkomende boere blootstelling om hulle eerste tree te kry in die bedryf en veral vir die wat nog onseker is van waar om te begin. En dit dien as 'n toeganklike platform waar hulle kan leer en skakel en inspirasie kan kry. En ek glo dis ook 'n goeie leergeleentheid vir kinders. Want baie jong mense wat in dorpe groot word, soos ek gesê het al vroeër, kom selde in aanraking met landboupraktyke en dit maak dit soms moeilik as hulle dalk eendag belangstel om verder te gaan in landbou. En by skoue kry hulle die kennis en hulle kan 'n bietjie gesels met kenners oor boerdery en spesifiek lewende hawe bestuur en hoe dit van dag tot dag funksioneer. En dan is daar ook 'n baie belangrike aspek die jeugskou, want die jeugskou is vir alle kinders, ongeag hulle agtergrond, so enige kind kan deelneem in 'n dierskou. En dit skep selfdissipline en toewyding en verantwoordelikheid, want elke vertoner is verantwoordelik om sy eie dier te versorg en om reg te kry om aan die hoë standaarde te voldoen van skou. So dit ontwikkel dan terselfdertyd hulle begrip vir die eienskappe wat 'n hoë gehalte dier van ander onderskei. Susan, en dan wat is die grootste uitdagings waarmee die deelnemers of wat hulle ervaar in voorbereiding vir die skou? Ek dink in die huidige ekonomiese klimaat bly finansies een van die grootste uitdagings. Die koste verbonde aan die skou van diere is beduidend en veral in dissiplines soos pluimvee en perde is daar nie noodwendig onmiddellike finansiële opbrengste nie. En by perde word hulle deurlopend deur die jaar afgerig en dit wat in die ring maklik lyk is eintlik duisende ure se werk deur die jaar en oefening en kondisionering. En die vervoer van perde is baie duur en dan is daar ook altyd die risiko van siektes of beserings. En met die pluimvee is dit baie dieselfde tipe toewyding wat nodig is, want diere word al maande vooruit geïsoleer dat hulle vere in die regte kondisie kan wees en hulle word reg versorg en noukeurig gevoer sodat hulle in skoukondisie kan wees. En die seleksieproses begin vroeg. So dit is baie moeilik om die balans te vind om 'n dier op skoustandaard te kry en dan daar te hou. En by pluimvee het ons agtergekom is temperatuurskommelings ook nogal 'n groot uitdaging. Soos ons wat in 'n warm tyd van die jaar skou, is daar altyd die risiko vir hitteuitputting en vryktes. Susan, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons sien uit na volgende jaar se Swellendam Landbouskou en ja, dit is ons gas vandag op Grootplaas, Susan Smit. Sy is 'n klein sake eienaar en die voorsitter van die Swellendam skou. So as jy nog nie daar was nie, dan maak 'n plan om volgende jaar daar 'n draai te maak. Dis alwaarvoor ons tyd het vir Grootplaas vir vandag. Ons hoop jy het dit geniet en dan kuier ons weer môreoggend saam.